Vriende, ons gaan vanoggend lees uit Handelinge 1. Handelinge 1 vanaf vers 6 tot 11. Nou, Handelinge 1 is eintlik 'n teks wat meer by die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees hoort, maar vanoggend in ons reeks in Handelinge 'n belangrike deel in Handelinge 1 vers 8, dat 'n gemeente wat vanuit sy opstanding leef, vanuit die opstanding van Jesus leef, getuig. Maar kom ons lees van vers 6 tot 11 en voor ons saam lees, kom ons bid net saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg vir ons om vanoggend as 'n gemeente saam te kan wees en hier as broers en susters in Jesus verenig te kan wees, om 'n gemeente van Jesus te kan wees in Stella, is 'n wonderlike voorreg. En vir ons wat gekies het om hier te wees, Here, wil ons bid, Here, dat U vir ons ook hierin sal seën, dat dit vir ons wonderlik sal wees, die gemeenskap van medegelowiges, en vir hulle wat nou inskakel en aanlyn kyk, ek dink Jolet kyk ook nou, Here, dat U vir hulle almal daar waar hulle is ook sal seën. En terwyl ons ook dink aan hulle wat siek is, dankie Here, dat ons ook nou by name kan bid vir oom Andries, Here, dat U vir hom ook met U genesende hand sal aanraak, hom sal seën met volkome genesing, vir Kobus Moelman ook, dat U vir hom ook in U hand sal vashou, en dat hy sal aansterk na sy operasie. En vir Jolet, Here, daar waar sy is, dat U vir haar sal seën met nuwe krag. Ek dink aan Jesaja 40 wat sê, vir die wat moeg is, die Here seën vir jou met nuwe krag, laat jou loop en nie moeg word nie, laat jy opvaar met arendsvlerke. Ons bid dit oor Jolet se lewe, en dankie dat ons dit kan vra in Jesus naam, en ook vir Tannie Dina Skeepers, wat in die Medikliniek is. Here, dankie dat ons weet, U hou hierdie broers en susters van ons in U hand vas, en ons bid dat U vir hulle sal aanraak met U genesende hand. En Vader, en ek weet ook, hier is 'n broer hier wat ook uitdaging het, en dat U ook vir hom sal aanraak met U genesende hand, Here. Ons elkeen se lewe is in U hand, en ons gesondheid, want ons bid, ons weet, Here, die woord sê, dis U wat ons gesond hou, en ons eer U daarvoor. En Vader, as ons dan ook as 'n gemeente saam is, ons het die Bybel oop vanoggend, en ons leef in die Paastyd, vanuit die opstanding van Jesus, dan bid ons dat U vir ons geestelik sal seën vanoggend uit die woord. Here, dat vanoggend as ons hier uitstap, ons sal uitstap met 2 begrippe, en as gemeente dit gaan leef. Dankie dat ons kan vra, Here, dat U vir ons sal seën op 'n praktiese manier om die opstanding van Jesus te gaan leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vers 6, Handelinge 1. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, dis nou na die opstanding van Jesus, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle die tyd en die omstandighede om te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang. Nou, hier wil ek net sê, het hulle nog steeds die disippels 'n verwagting vir 'n aardse tipe koninkryk, want Jesus het gesterf, hy het opgestaan, dit was 'n vonk wat hulle aan die brand gesteek het. Hulle het as disippels letterlik daai hele Jerusalem vol geloop en gesê, Pewe, die Jesus wat julle gekruisig het opgestaan uit die dood. Amper, ons het bragging rights. Jesus leef. En nou kom hulle en hulle vra vir Jesus oor die koninkryk van God oprig. En dan kom Jesus met 'n opdrag, met iets wat hy vir hulle sê, wat hulle natuurlik nie verwag het nie. Maar hier kom dit nou, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggegaan en hulle nog stip na die hemel kyk,
het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou, ek gaan nie vandag oor die hemelvaart preek nie. Ek het vir Magriet gesê, ons gaan daai donderdag van hemelvaart, gaan ons 'n hemelvaart diens hê. So, hy kom. Waaroor vanoggend, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Nou, ek het nou gesê, ek het so 2 weke tyd gehad om bietjie te dink oor die reeks, maar veral ook oor vanoggend se preek. Nou, net so bietjie terug, vanoggend staan ons daar in die huis en Gerda maak die opmerking, sy sê, Dion, ons is na die 2 weke ryker terug as wat ons gegaan het, want dit was vir ons regtig 'n verrykende 2 weke. Heel eerste, die eerste week, 'n verrykende week om saam met 50 ander mense deel te kon wees van die Retteplaas Rette Gemeenskap Rampfonds projek, die Camino. En is dit wonderlik vanoggend om te kan sê, daar het omtrent al so 500.000 ingekom vir hierdie rampfonds. Maar die wonderlikste is, gister was dit eergister, stuur Susan en Hester vir my 'n WhatsApp om te sê, ons Jukskei-span het 26.250 rand ingesamel, die Jukskei-span. So kom ons gee vir hulle hande klap. Ek hou dit nog stil vir hulle, want ons gaan dit oorbetaal, maar ook saam met dit wat die gemeente gaan doen. En dit is wonderlik om by so iets betrokke te wees, want ons help daar waar mense deur 'n ramp getref word. En wie weet, dalk as die ramp ons in ons gemeenskap tref, dan kan daar ook hulp wees, want ander mense het gehelp. Dit was wonderlik, ons het nat gereën, ons het koud gekry. Dit was aaklige omstandighede, maar dit was ook goeie omstandighede. Maar ons saam met ander is deur dit alles verryk. En ons het 'n wonderlike leerwerkkursus gedoen hierdie week, en dit het ons ook verryk. Maar in dit alles, dan stap ek en dan werk ek so aan die leer, en dan dink ek oor vandag se erediens. En ek dink oor die NG Gemeente Stella. En gister toe ons ook so terugry, dan dink en ek bid vir die gemeente, en ek vra vir die Heilige Gees, lê daai een ding op my hart vir môre. Daai een ding wat ons almal as 'n gemeente kan vat, en dit kan ons 'n vonk gee, dat ons die opstanding van Jesus oral gaan leef waar ons is. En ek het hierdie vraag hier by my opgekom, en ek wil dit vanoggend vir NG Gemeente Stella vra. Wat is die wonderlikste ding wat al ooit vir hierdie gemeente of in hierdie gemeente gebeur het? Toe julle Stella lidmate. Wat is die wonderlikste ding? Kobus, wie is die langste lidmaat in hierdie gemeente? Oom Lombard? Wat is die wonderlikste ding wat al ooit vir of in Stella gemeente gebeur het? Wilko, jy het hier groot geword. Tina, wat is die wonderlikste ding? As jy moet sê, die wonderlikste ding wat oor hierdie gemeente se pad gekom het, wat sal dit wees? Wil iemand 'n kans wat sal dit wees? Julle het die wonderlikste, die mooiste Ansa, julle is mos jare hier, julle het die mooiste feesboek, daar's 'n klomp wonderlike goed in daai feesboek. Wat is die wonderlikste ding? Dit wat, dit gee vir ons sommer net oef en woema. Wat's die wonderlikste ding wat met hierdie gemeente al gebeur het? Niks nie. Wag julle nog op 'n wonderlike ding? Laurens, ek sien jy lag lekker. Wat sou jy sê is dit, Laurens? OK,
Ek wil hê jy moet bietjie daaroor gaan dink, maar ek sou ook vanoggend kon vra, wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe al met jou gebeur het? Maar kom ons los hom nou maar eers daar. Ek fokus vanoggend op NG Gemeente Stella. Wat is die wonderlikste ding wat al ooit kon gebeur het? Ek het vir julle goeie nuus. Margriet wys vir ons bietjie daai billetjie. Check hier so. Die wonderlikste ding is, ons het 'n bil gekry. Ja, daar is hulle. Die Poggenpoel het vir ons 'n bil geskenk. Hy het gesê, daai billetjie kan ons vanoggend opveil. Dankie Kobus. Ons kan daai bil vanoggend opveil. En ons gaan nou 'n speelveiling doen. So jy kan maak asof jy geld het. En jy kan ook 'n bot insit. Maar hierdie is nou belangrik, julle moet almal 'n bietjie waag. As jy net jou kop skud, dan gaan ek die bot op jou toeslaan. Daar sê Kerry, dankie, ek het klaar 250.000. Johan, dankie, 260.000. Daar sê 280.000 vir Erika. Wat gaan jy met hom doen, Erika? 280.000. 200. Sy kan julle wragties glo, tot die begrafnisondernemer koop 'n bil. Daar sê hy sien lewe in hierdie ding. Daar sê hoeveel? 300, ek het 300. Dion, jy lag so lekker, wat van 350? Daar sê hy knik sy kop, 350. Daar sê die suster, die matrone, die suster, daar sê dankie suster Nelly, 380, het ek 400. Johan Henning die koster wys vir my so. Nee Johan, hy het nie 4 spene nie, jy kan hom nie gaan melk nie. Dis 'n bil. So okay Johan, maar jy koop hom vir 400. Hoekom wil jy moet bietjie die graskort vreet hier buite? Ja, Johan sê, is reg, 400. Daar sê hy, dankie. Wat gaan jy met hom daar by die hoërskool doen? Mevrou kan sy die bil koop vir 450, 500.000, baie dankie. Daar sê die skoolhoof 500.000. Daar sê klein Poggenpoeltjie, hy ken die waarde van hierdie bil. Hoeveel? 550, nog 'n bot. 700 op Johan Dippenaar, hy gaan hierdie bil weer smous. Hy het 'n plan met hom, 700, het ek bietjie meer as 700, kom enige iemand? Kerry sê 900, ek kom smous. 900, Kerry sê 900, nee maar Kerry, hy koop hom by die kerk, so vergeet dit, ons staan op 900, 1 miljoen, dit is waar ons is. Nee, 1 miljoen. Jy het so gemaak. Dis 1 miljoen. 1 miljoen, het ek enige iets meer as 1 miljoen. Nog enige iemand. Wat sit en smile jy so daar langs jy skoonpa? 1.100.000. Hannes? 1.2, daar sê 1.2. Enige aanbod meer as 1.2? Going 1.5 miljoen. Hy is dit nie werd nie, maar dankie. 1.5 miljoen, 1.5, 1.6. 1.7, okay, 1.7. Yeah, going. Daar sê dankie. Wat is jou naam? Hannes, 1.7 miljoen. Jy moet asseblief net die 10% afslaarskommissie onthou. 170.000, so dit gaan jou amper 1.8 kos. Baie dankie, nie 1.9. Dankie vir jou aanbod. So, wat nou? Die bil kan nie werk luister. Wat sê jy? Kom sê vir die gemeente. Kom hier so. Sê daar. Die bil kan nie werk nie, hy streel. Oeps, hoorie, baie geluk, jy het 'n steriele bil gekoop. Maar hy's baie mooi, jy kan hom kry. De mense 1.8 miljoen rand betaal vir 'n bil Nee. met die plant. Nee, hy's anders as daai pistool in jou skede. Nee man, nie 1.8 nie, 1.970, my kommissie ingesluit. Maar weet jy wat, Hannes?
koop nou die bil, gee die geld vir die kerk, jy kan die bil op die plaas laat rondloop, en dan nooi jy al jou vriende en familie, jy het bragging rights. Dan loop jy om daar tussen die koeie, dan sê jy, check my bil. Hulle hoef nie te weet, hy is steriel nie, check my bil, check my bil. Jy nooi, daar is hy, dankie Hannes. Julle, dankie Poggenpoeltjies, dat ek met julle kalvers kon ploeg. Kobus het gesê, sorry, die bil is klaar verkoop. Maar, hier is my punt. Kyk hy bil, hy is weg. Kyk hy bil. As daai bil steriel was, kon hy hoe mooi gewees het, wie sou hom op sy plaas laat loop het? Niemand nie. Wie sou hom belang gestel het? Hoe sê Hannes? Dalk in my bord. Dalk in jou bord, jy is heeltemal reg, of daar in die biltong hakkie, nee. Daai bil kan hoe mooi wees. As hy steriel was, dan is hy niks werd nie. God het na die hemelvaart van Jesus Christus, en eintlik vanuit die opstanding van Jesus Christus, die kerk op aarde geplaas, en gesê, gaan wees vrugbaar, gaan verkondig die evangelie, maar het die kerk, en by name 'n gemeente soos NG Stella, is ons nog vrugbaar? Of het ons 'n steriele gemeente geword? Ons skaam ons vrek om die evangelie te verkondig. Hoeveel nuwe bekeerlinge was hierdie laaste week tot die NG gemeente Stella bygevoeg? Weet iemand? Die laaste maand? Laaste 2 maande? Hoeveel nuwe bekeerlinge het ons uitgegaan en die evangelie gaan verkondig, en het daar nuwe bekeerlinge by ons gemeente ingeskakel, die laaste jaar? Hoeveel? Ek sien iemand wys vir my so. Hoe dink julle voel God oor ons? So ons is soos hierdie bil. Ja, pragtig, maar onvrugbaar. En wie is gemeente? Dis ons. Wie moet vrugbaar wees in die uitdra van die evangelie? Dis ons. Want Jesus het nie gesê, moenie worry, ek gaan engele stuur om die evangelie te verkondig nie. Hy het nie gesê, ek kom oor 'n week terug, dan sal ek self die evangelie verkondig nie. Hy het gesê, julle sal krag ontvang, en hy het opgevaar, julle sal die evangelie verkondig. So hier is my eerste ietsie wat ek wil hê, jy vanoggend saam met my hier moet uitstap. God roep ons om 'n vrugbare gemeente te wees. 'n Gemeente wat die evangelie verkondig. En ek kom terug na dit wat ek 2-3 weke terug gedoen het oor die opstanding van Jesus. Die opstanding van Jesus doen 4 goed in 'n gemeente en in 'n Christense lewe. Die opstanding is die fondasie van ons geloof. Dit gee vir ons geloof inhoud. 1 Korintiërs 15 vers 14 en 17. As Christus nie opgestaan het nie, is ons prediking sonder inhoud, is ons getuienis sonder inhoud, is ons geloof waardeloos. Maar Christus het opgestaan, en dit gee vir ons geloof inhoud. Dit moet ons aanmoedig, ons passie wees om 'n vrugbare gemeente te wees. Dit het die disippels 'n vonk laat vat. Hier het ek vandag vonkelwyn, ek gaan nou nog, ek wil net so lank skit, dat hy regkom van nou. Ons gaan nou 'n bietjie die vonkelwyn oopmaak. Die opstanding van Jesus laat die prop afskiet.
Laat ons vlam vat, laat ons getuig van Jesus Christus. Dit gee vir ons geloof die inhoud, hier is die inhoud. Dit gee vir ons geloof die inhoud. Die opstanding van Jesus gee vir ons hoop, dit laat ons uitsien na die ewige lewe. Die opstanding van Jesus maak, sê vir my, hoeveel mense ken julle? Wat as hulle vandag doodgaan, gaan hulle hel toe? Hoeveel lidmate is nog deel van NG Gemeente Stella? Wat as hulle vandag doodgaan, gaan hulle hel toe? Hulle bly langs ons, om ons, as jou buurman, maar jy weet, as daai ou vandag doodgaan, of daai vrou, of daai kinders, gaan hulle nie hemel toe nie. Want hulle het nie die ewige lewe nie, want hulle het nie vir Jesus nie. Die opstanding maak dat ons 'n lewende hoop het, 'n hoop ook op die ewige lewe, 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Die opstanding, derde ene, laat ons in oorwinning leef. Ons is dood vir sonde, dat ons in oorwinning kan leef vir God. Sonde het nie meer 'n houvas op ons nie, want ons is in Christus dood vir sonde, en in Christus opgewek, om as 'n oorwinnaar te leef. Dit is wat die opstanding vir ons doen. En die vierde ene, dit wat ek hier op 'n stoel uitgebeeld het, die opstanding laat ons bely, Jesus is Here, want met die opstanding het hy Here geword. Petrus hulle sê, en Paulus hulle sê dit, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hy is ons Here, hy is ons koning, hy is ons baas, hy is ons besitter, hy is ons eienaar, hy stuur ons. Dit is wat die opstanding vir ons doen. Die opstanding is ons motivering om juis 'n vrugbare gemeente te gaan wees. 'n Gemeente wat uitgaan en die evangelie gaan verkondig. Wat is die wonderlikste ding wat ooit vir NG Stella gemeente kon plaasvind? Dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. As Jesus nie opgestaan het nie, dan was ons vandag nie hier nie. Wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe kon gebeur het? Ja, dat Jesus kon opgestaan het, maar kom nou daarby. Maar gemeente, raak julle saam opgewonde daaroor. Die wonderlikste ding wat vir hierdie gemeente en enige ander gemeente kon gebeur het, ooit, is dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Die wonderlikste ding ooit. En dit gee vir ons 'n getuienis. En daarom kom Jesus en hy sê, ek het opgestaan, ek gaan hemel toe vaar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy sien, hier is ons Heilige Gees nou hierin. Het ek hom genoeg geskit, Stefan? Ok, kan ek hom maar oopmaak? Wat sê julle? Kan ek hom oopmaak? Johan, kom sit net hier, laat ek kom. Henning, sal jy skoonmaak? Dink julle ek kan hom? Een ding het ek geleer, vir jou luister ek nie. Kyk daar, wat gaan gebeur as ek hierdie proppie, hierdie draadjie nou losmaak? Hy gaan net sê, kitsch. Toe Jesus opgestaan het, het die prop afgekom. Toe Jesus opgestaan het die disippels se mond oopgegaan en hulle het begin getuig. NG Gemeente Stella. Die wonderlikste ding wat ooit met ons kon gebeur het, is dat Jesus opgestaan het. Nou is dit tyd, laat die prop afkom. Nou is dit tyd, laat ons getuig. Ons moet praat. En
Die tweede ding, saam met die opstanding, is dat Jesus vir hulle sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So, ons gaan ook nie in eie krag getuig nie. Ons gaan nie in eie krag probeer vrugbaar wees nie, in die oes inbring nie. Ons kry die krag deur die Heilige Gees. Die eerste keer wat ek hierdie teks prakties beleef het in my lewe was toe ek standaard 9 was, doen ons evangelisasie opleiding en ons word uitgestuur. En Dion sê, is ook 'n Dion, hy sê kom ons gaan na ons bure toe, daar's 'n meisietjie wat ek wil hê, of 'n dogter, ons moet die evangelie met haar gaan deel. En nou stap ons. Hoe moeilik kan dit nou wees om met 'n skoolmeisie die evangelie te gaan deel? En toe ons by die hek kom, toe kyk hy na my en hy sê, ek het vir jou gejok. Ons gaan nie met haar praat nie, ons gaan met haar pa en ma praat, en jy gaan die evangelie deel. Ek sal bid. Ek sê, not 'n sokkie, ek gaan nie heen. Hy sê, die afspraak is gemaak, jy moet kom, maar ek is te skaam om met hulle te praat, jy moet. En al wat ek onthou is Handelinge 1 vers 8, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En ek het dit gebid, ons het ingegaan, daai dag kom daai oom en daai tannie tot bekering. Want die krag van die Heilige Gees het oor ons gekom en ons het getuies gewees in 'n skoolkind kon 'n instrument wees in die bekering van 'n oom en 'n tannie. Wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe al gebeur het? Weet julle hoe moeilik of hoe maklik dit is om die evangelie te deel? Ek kan na jou toe kom en sê, wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe al gebeur het? En ek het dit hierdie week met 'n groep manne gedoen. Daar in Wellington nooi hulle my een oggend vroeg vir 'n mannebyeenkoms. En ek gaan sit daar en ek sê vir daai manne, sê gou 'n bietjie vir my, wat is die wonderlikste ding wat in julle lewe al gebeur het? Die een ouetjie sê dat ek my vrou kon ontmoet het en dat ons getrou het verlede jaar. Die ander ou sê ek het deur 'n moeilike siektetoestand gegaan en ek het ingenieurswerke en daar het 'n wonderwerk gebeur en ek kon my besigheid behou en ek is genees. En so het elkeen iets gesê. Wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe al met jou gebeur het? En daar sê ek vir hulle die volgende. Die wonderlikste ding wat in my lewe al gebeur het, is dat ek in standaard 9 tot bekering kon kom. En hoe dit gebeur, ek was 'n rowwe jack geweest, ek het gevloek en beklei en alles. En in standaard 6 het die Gideon se Bybeltjie in my hand kom sit. En ek het hierdie Bybel begin lees en ek het die wet begin lees en elke Sondag, elke aand die wet gemerk, kan ek dit nakom? Ja. En toe gaan doen ek 'n evangelisasie kursus en daar leer ek Jakobus 2 vers 10, jy kan die hele wet onderhou, maar as jy in een opsig struikel jy ten opsigte van al die gebooie. En besef ek eintlik, ek met die Bybel oop oë op pad hel toe. En ek kyk op en ek vra vir die dominee nou, maar wat nou? Hy sê, Dion, jy kort Jesus in jou lewe. Jesus die Here. En uit daai dag het ek Jesus aangeneem as die Here van my lewe. En van daardie dag af lewe ek tot eer van die Here en is ek nie skaam om die evangelie te verkondig nie. Kort. Kan jy jou getuienis in 1 minuut gee? Kan jy vir iemand gaan sê, wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe gebeur het in 1 minuut? Het jy 'n getuienis dat jy jou lewe oorgegee het vir Jesus Christus? En as jy het, hier kom die uitdaging. As jy het, dan wil ek hê jy moet hom gaan neerskryf. En dan moet jy hom gaan oefen, dat jy hom kan sê soos ek hom nou gesê het. En weet jy wat gaan ek doen? As ek jou gaan sien, dan gaan ek vir jou vra, sê vir my, wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe al gebeur het? Of jy nou 'n kind is, en of jy 'n volwassene is, ek gaan wil weet, wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe al gebeur het? En as jy nog nie kan getuig, dat jy Jesus aangeneem het as jou Here nie, dan bel jy my, dan praat ek en jy, dat jy ook 'n getuienis kan hê. Is dit 'n deal? Linda?
Is reg, onthou, moet my nie verveel met 'n 5 minute storie nie. Ek soek hom in 1 minuut. Is dit reg? Elkene? En as jy nie reg is met die getuienis nie, bel my. Baie welkom as 'n nuwe lidmaat in die gemeente Magriet se sussie. Ek gaan vir jou ook vra, hoor. Is almal reg? Kan ek jou kom vra? Want jy sien, nou loop jy na jou buurman toe wat nie kerk toe kom nie. En nou sê jy vir hom, hoor die buurman, wat is die wonderlikste ding wat in jou lewe al met jou gebeur het? En as hy so dan sê kom ek vertel jou wat in my lewe al gebeur het. Dadelik verkondig jy die evangelie. Gemeente, Jesus Christus het opgestaan. Die prop moet afkom. Ons moet 'n vrugbare gemeente wees wat die evangelie verkondig. Kom ons gaan doen dit. Jesus het opgestaan, laat ons mond moet oopgaan. Vandag, kom ons vat dit. Daai bil, God is nie tevrede met 'n steriele gemeente nie. Ons moet vrugbaar wees en die opstanding laat die prop afkom. Daar sê, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag hierdie 2 praktiese beelde kan vat en dat dit ons kan inspireer as lidmate om lewende getuies te kan wees. Dankie dat Jesus opgestaan het en dat ons geloof inhoud het. En ek wil bid, Here, dat U vir elkeen van ons sal seën met daai getuienis van Jesus Christus, die wonderlikste gebeurtenis in my lewe. En die ene wat nog nie getuienis het nie, Here, dat hulle in hierdie volgende week of 2, dat ons elke ene daai getuienis sal hê van Jesus is die Here van my lewe. En seën vir ons om dit met passie en oorgawe te gaan uitleef. Seën vir ons met die krag van die Heilige Gees om ons nie te skaam vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Amen. Dankie diakens, ons kan nou die Here dien met ons offergawe.